dankie Here vir die geleentheid, die woord wat ons kom by stilstaan vanmôre. Ek kom vanmôre en ek bid die wat kom om te steel, bestig te verwoes. Breek sy hou vas. Dryf hom uit, sien hom terug na waterlose plekke waar hy vandaan kom in Jesus naam. Maar ek dankie vanmôre dat die Gees van God werk, van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon. En Here, dat hy elkeen se aanraak, bande oor die lewens sal breek, mense sal genees en oprig en herstel, sodat U naam en die naam alleen daardeur verheerlik en geprys sal word. Dankie vanmôre daarvoor, en ons gee die Here al die eer, die lof en die aanbidding in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Matteus die 15de hoofstuk. Matteus 15, 21 tot 28. Ons nog 'n babatjie wat ons insien, so jy moenie haastig wees nie. En ek titel van my boodskap vanmôre, krummels onder die tafel. Krummels onder die tafel. Kom ons lees saam Matteus 15, 21 tot 28. Kyk op die skerm. Die Bybel saamgebring het volgens die Bybels 21:28. En Jesus het daarvan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete." Maar hy het nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra en sê: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." Maar hy antwoord en sê, hy praat met sy disippels, né? "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Daarop, luister wat sy doen, kom sy, hierdie vroutjie, en val voor hom neer en sê: "Here, help my." 3 woorde. Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem, is nou van Israel, en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, "Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baas afval." Toe antwoord Jesus en sê vir haar, "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Kan jy sê amen op die woord van my? Wonderlike gedeelte uit die woord van Here. Nou menigtes, ons kan gaan lees in die 4 evangelies, jy sien maar die Here, Jesus, dan rondbeweeg het, van stad tot stad, en mense bedien het by die woord, en het gehoor het aangekom, sê die Bybel, dat menigtes het Jesus gevolg. En dit wat ons sien in die evangelies, verduidelik vir ons hoekom, want daar was baie mense wat siek was, baie mense wat kramp was, maar ook ander van hulle wat saamgekom het, wou net naby Jesus Christus wees, sodat hulle na sy lering kon luister. En dit was wat hulle getrek het. Nou Jesus, sy boodskappe wat hy oorgedra, het hy oorgedra in gelykenisse. Gelykenis is 'n aardse storie met 'n hemelse betekenis. Dit beteken, 'n gelykenis is 'n aardse storie met 'n hemelse betekenis. En dis wat Jesus gebruik het om sy skare te trek en afgesien vir dit, natuurlik die wonders en tekens wat plaasgevind het wanneer die mense na hom toe gekom het. En op hierdie spesifieke dag, op sy pad na Tyrus en Sidon, kruis die pad met 'n Kananeese vrou, kruis Jesus se pad met 'n Kananeese vrou. Sy was nie 'n Jood nie. Sy was nie deel van die skape van Israel nie. Sy was moontlik
van 'n Griekse afkoms en 'n heiden. Jy mag jy mooi luister vanmôre. Maar sy was 'n moeder. Kom ek sê dit weer. Maar sy was 'n moeder wat 'n wonderwerk gesoek het vir haar dogter. Kan ek weer sê? Maar sy was 'n moeder wat 'n wonderwerk gesoek het vir haar dogter. Want die Bybel sê in die gedeelte van Markus dat sy, hierdie vroutjie, het van Jesus gehoor. Nou wat ek gesê het in die gedeeltes voor dit, dat daar 2 ingange na die hart is. Wat is dit? Die oë en die ore. Baie het gesien wat Jesus gedoen het. En hulle geloof was gestimuleer, opgebou. En baie het gehoor wat Jesus gedoen het, en hulle geloof was versterk en gestimuleer en opgebou. Hierdie vroutjie het gehoor van Jesus. En dit wat sy gehoor het, was genoeg vir haar gewees om die kans te waag om by Jesus uit te kom, want as Jesus dit vir ander kon doen, kon Jesus dit ook vir haar dogtertjie doen of dogter doen. Luister mooi. En dan wat ek voor u gesê het, natuurlik die 2 ingange in die hart, is die oë en die ore. Dit is belangrik om te hou. Die saad kom deur die oog, deur die ore word geplant in die hart. As ons dit onthou, sal ons altyd dit blokkeer voordat dit inkom kans kry. Dis ek nog al gesê, dis belangrik om te kyk, om seker te maak waar jy kyk, en belangrik om te seker te maak waar jy luister, want daai dinge wat jy inneem gaan na jou hart toe. Kom ek vra die vraag vanmôre, luister wat pastoor sê. Wat doen jy as ouer wanneer die medies sê en geen persoon enigiets vir jou kind meer kan doen nie? Wat doen jy as die medies sê hulle kan niks meer doen nie en geen persoon sê hulle kan jou nie help nie? Wat doen jy wanneer jy sulke dinge hoor wat na jou ore toe kom wat sê ek kan niks meer vir jou kind doen nie? Wat doen jy? Ek was daar. En dan eers besef jy agterna dat jou enigste hoop en uitkoms Jesus Christus is. Kom nou mense. Juist wanneer die mens niks kan doen nie, juist wanneer die mense dit stap hoe, wees wanneer mense sê, die stap op 'n kruispad of vat jou persoon huis toe, die kind huis toe, die man of die vrou of wie ook al mag wees, juist dan is die Here daarom in integriteit as jy op hom vertrou en glo, hy kan dit in jou lewe doen. Kom ek pastoor vir jou vanmôre iets vertel. Moet nooit op jou kind opgee nie, nommer 1. Ongeag wat verkeerd is of waaraan hulle vasgevang is, moet nooit ophou bid vir jou kinders nie. Want ons tyd is die God se tyd nie. Kom nou mense. Weer ek kom tye in mense lewe, jy wonder of hulle moet laat gaan maar laat hulle maar doen wat hulle wil nie. Nee, die Here verwag van jou en van my om 24 uur die 24 uur as jy kan vir jou kinders te bid en hulle op te dra sodat die Here hulle siele kan red en kan aanbring. Hy verwag van ons om dit te doen. Moet nie ophou bid vir jou kinders nie. Belangrik. Hoekom sê ek so? Ek wil spesifiek wees vanmôre omdat ek weet dat by Jesus Christus leef. Kom nou mense. Alles kan teen my draai. Almal kan teen my draai. Die feite wat die dokter my gee, 'n mediese span vir my gee kan teenstrydig wees wat ek glo. Maar as ek weet dat by Jesus Christus leef, is daar hoop vir my. Daar's hoop vir my kind. Daar's hoop vir jou man. Daar's hoop vir jou vrou. Daar's hoop vir enige persoon. Omdat Jesus Christus leef, is daar hoop vir almal. Moet nie na die duiwel luister en jy ore uitkleen vir ander wat sê Jesus bestaan nie. Want Jesus Christus leef en omdat hy leef, is daar hoop. Ek hou vas aan dit. Maak nie saak wat ander mense sê nie, maar Jesus Christus leef. Die graf is leeg, hy het opgestaan en opgevaar en sit aan die regterhand van God die Almagtige. Dis al wat saak maak. Jesus Christus leef en daarom kan ek vashou aan dit en weer die Here kan vir my 'n wonderwerk doen. Wat het hierdie vroutjie getel? Wat het hulle getel? Nommer 1, sy was 'n heiden. In ons taal, sy was 'n sondaar.
In die tweede plek het haar voorouers was aan God aanbidders. En het God heeltemal verwerk. Ek 'n bietjie gaan kyk wat in die Ou Testament wat die Kanaaniete aanbid. Dit het my getref hoor. Hulle het alles wat omtrent lewe hulle gaan aanbid. Hulle het Baal aanbid, die God van vrug, baarheid en reën. Hulle het Astarte aanbid, die God van liefde en oorlog. Hulle het Dagon aanbid, die God van graan en vrugbaarheid. En in haar tyd, so kom hy die bloedlyn langs, en dit was gebind op haar lewe. Maar in haar tyd, in Jesus se tyd, het hulle die keiser aanbid, hulle het die Romeinse afgode aanbid, en het self die Griekse afgode aanbid. Glad nie, of jy het gedink, of jy was 'n sondaar, of jy was saam met Jesus, of jy was teen Jesus gewees. En sy was nie saam met Jesus nie, sy was teen Jesus, want haar agtergrond vertel ons dat sy so was, en sy het nie geglo nie, ja, sy het geglo agterna, maar dit wat haar ouers gedoen het, was 'n binnebop haar lewe gewees, maar nogtans het hierdie vrou 'n kans gewaag om by Jesus uit te kom. Derdens, sy het nie geweet of die sekerheid gehad, of Jesus daar sou luister, of haar enige hulp sou gee nie. Sy het 'n kans gewaag. Vierde plek, sy moes by die disippels verbykom om na Jesus te kom. En in die vyfde plek het die duiwel as seker aangekla, sê jy kan maar gaan soek, maar Here gaan jou help nie, maar jy mors jou tyd. Die vyfde plek. En dit klink bekend in ons eie tyd vandag nog steeds dieselfde, maar die duiwel vir ons sê, wat help het jy bid, wat help het jy vas, wat help het jy kom kerk toe, wat help daai dinge, want jy mors jou tyd. Sy was desperaat. En desperate mense aanvaar nie nee vir 'n antwoord nie. Kom ek sê dit weer. Desperate mense aanvaar nie nee vir 'n antwoord nie. Tweedens, die Bybel sê dat hierdie vroukie het aanhoudend en hardop uitgeroep na Jesus. En die woord sê dit het die disippels geïrriteer. Hy het geraas, met ander woorde. Want sy moes 'n bietjie agtergrond Joodse geskiedenis geken het van want sy roep uit en sê, wees my barmhartig of wees my genadig, Here, Sir, Master, op die ander woord, seun van Dawid, Messiaanse titel in 2 Samuel verse 7. Dis my dogter, sy is nie wel nie, sy is erg van die duiwel besete, op die ander woord is, sy word aangeval deur 'n demoon en deur 'n demoon beheer. Dis wat 'n woorde gewees het aan Jesus. Luister mooi. Daar sal altyd teenstand wees wanneer jy na Jesus toe gaan en jy wonderwerk sien. Daar sal altyd teenstand wees. Juis wanneer jy desperaat is vir 'n wonderwerk, is die duiwel se taktiek daar om jou aan te val en jou moedeloos te maak en jou leenaar te maak. Amen. Luister mooi. Hoor wat die disippels sê. As Jesus stuur haar weg, want sy pla ons. Dat Jesus draai na sy disippels en sê vir hulle, ek is nie gestuur na die verlore skape van die huis, ek is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. En die vrou hoor dit. Maar Jesus sê, ek het 'n opdrag om uit te voer. Jammer en jy is nie deel van die plan nie. Let's remember, his delays are not his denials. His delays is not his denials. Miskien het sy gesê, Jesus, u verstaan nie. Niemand wil my help nie, niemand kan my help nie. En my dogter gaan sterf. Want sy kom weer 'n laaste keer en sy roep uit net 3 woordjies. Here, help my. Here, help my. Lord, help me. Lord, do help me, sê 'n ander vertaling. A proper cry for a poor sinner. A prayer of 3 links connecting earth with heaven. Lord, help me. Is dit nie wonderlik nie? Desperaatheid het haar gedryf. Nou weet jy, daai vrou kon omgedraai het. Sy kon teruggegaan het huis toe.
En vir die mense gesê, Jesus stel nie belang om my te help nie. Want die Bybel sê, toe sy begin het om uit te roep na Jesus toe, sê die Bybel, dat Jesus Christus het aan niks geantwoord nie. Kom nou mense. Daar gebeur by ons eie tyd, in ons gebid, my eie lewe, waar ons gaan bid in die aangesig van die Here gaan soek, werklik waar, en ons roep uit na hom toe, maar die Here antwoord ons nie. Nou jy sê, maar my gebed nie beantwoord jy nie. Daar's sekere tye waar jy sal stil bly, om jou en my te toets, wat ons in die aksie gaan wees op die einde van die dag. Gloos nog wat die woord van God sê, gloos nog as jy antwoorde van gebed, gloos nog as jy beloof daarvan, of wat gaan jy maak, gaan jy handdoek ingooi, en sê, ek stel nie belang om te gaan bid nie, dis wat jy wil hê. Elkeen van ons moet kan vashou. Die Here kan vertrou dat dit wat die woord van God sê is ja en amen. En hierdie vroukie het geweet, sy moet aanhou roep, aanhou uitroep, want hy het geweet die Here sal haar help. Uitroep na die Here toe, al sê ander wat, uitroep na hom toe, al blokkeers haar disippels haar, sy disippels haar. Sy het geweet die enigste uitkoms vir 'n volkomme genesing vir haar kind, en dat haar kind sal lewe, was Jesus Christus homself. Wie daar sy skuld by tref, as jy so nooit ten bloedes gestry teen sonde nie. Ten sonde. Wanneer het ons gestryd teen bloedige stryd teen baie eie dinge, baie ander dinge wat ons pad langs kom, in ons gebedslewe, wanneer ons begin bid, en voor ons deurbraak kom, gooi ons handdoek in. Ons deurbraak is voor die deur was, gooi handdoek in. Ons deurbraak is hier was, gooi handdoek in. Ons het nie geleer om te wag nie. Ons het nie geleer om die aangesig van God te soek nie. Die Bybel sê, ons moet aanhou bid, aanhou soek en aanhou vra. Net een keer nie, aanhoudend soek, aanhoudend bid, aanhoudend vra. Is 'n konstante ding wat ons moet doen, totdat die damwal breek en die Here vir ons uitkoms gee en ons gebed beantwoord. Dis wat ons moet leer, dat die Here het nog nooit verander nie. Luister vir pastoor vanmôre. Miskien as hy gesê, jy verstaan die Here, niemand kan my help nie en my dogter gaan sterf. En was hy uitroep, Here help my, Lord help me. Luister wat Jesus vir haar sê. Luister mooi. Hy sê, dit is mooi om die brood van die kinders te neem. Van Israel. En vir honde te gee, en hy woord jou beteken, huishonde te gee nie. Dit is nie goed om die brood van die kinders te neem, van Israel, en vir huishonde te gee nie. Nou sy kan opgestaan het daar. Omgedraai, en vir almal gesê, Jesus nie, maar sê ek is 'n hond. Kom nou. Maar sy weier om nee vir 'n antwoord te aanvaar, en luister wat die vrou sê. Sy sê, Jesus, ek verstaan, dat ek huishond is by woorde. Ek verstaan dat ek huishond is. Ek is selfs bereid om onder die tafel te gaan sit en wag vir 'n krummel. Dit sê iets. Ek is selfs bereid om onder die tafel te gaan sit en te gaan wag vir 'n krummel om af te val. Luister mooi. Een krummel wat val van die brood in die hand van Jesus is genoeg. Het jy geweet dat enigiets in die hande van Jesus kan verander in 'n wonderwerk? Amen. Amen. Hy het self die brood en visse vermeerder sodat almal genoeg kon hê om te eet. Sy sê, yes, dark I am, but you have come all the way here to Sidon. I'm not like the scavenger's dog out of the street. I'm a little puppy under your table, awaiting some Christ crumbs. Dis mooi. Jesus, die krummels wat van die tafel val, is net so goed vir die hondjie. Sy sê, Jesus, die krummels wat van die tafel val, is net so goed vir die hondjies. En luister, die openbaring wat die Here my gee, is te pragtig. Die krummels onder die tafel. Luister mooi. Die
krummels onder die tafel kom van dieselfde brood af wat bo op die tafel is. Kan ek weer sê? Die krummel onder die tafel kom van dieselfde brood af as wat op die tafel is. Daar's geen verskil nie. Bo is 'n snybrood, onder is 'n krummel. Kom nou. Bo is 'n snybrood, onder is 'n krummel. Van dieselfde brood kom die krummeltjie af. Hoe die vroukie gedink, wat sy gedink, toe sy daai prentjie na gedagtes vorm. As die brood dan vir die verlore skape is van Israel, om hulle te voed geestelik en hulle lewe wonders te doen en hulle te verander, want Jesus sê hy het gekom om die koninkryk van God te verander, die koninkryk van God aan hulle te verkondig, nee. Wat is die koninkryk van God? Soos dit in die hemel is, soos dit op die aarde moet wees. Die koninkryk van God. So, sy gedink, as daai brood dan op die tafel, wat hy van praat, geestelik gesproke, daar is om Israel te voed geestelik, hulle lewe in wonders in hulle lewe te doen, en hulle te verander. Luister, sy dink so, ek dink sy wat ek gedink het, dan kan die krummels wat val onder die tafel van die broodboeken op die tafel dieselfde vir my doen. Kyk vir my. Sy het nie 'n snytjie brood nodig gehad vir 'n wonderwerk nie. Want as sy 'n krummel gevat het, daar kan Here die krummel vat, en daai krummeltjie kan in 'n wonderwerk verander. As die Here die brood, die snytjie brood, in 'n wonderwerk kan verander, en die krummel kom van dieselfde brood af op die grond kom val, en sy tel dit op, kan Jesus Christus uit daai krummeltjie wat onder die tafel lê, ook 'n wonderwerk bewerkstellig in hy verse lewe. Dit is wat sy gesien het in haar geestesoog. Ja. Kom ons 'n bietjie verder. Kom ons 'n bietjie verder. Sy was bereid om die krummels te aanvaar. Want die krummels onder die tafel sou genoeg wees vir 'n wonderwerk. Luister, die krummels onder die tafel sou genoeg wees vir 'n wonderwerk, want krummels onder die tafel kan hy verander in 'n wonderwerk. Ja, mense. Wie my getref, gelees dit. Voordat sy uitroep na Jesus toe. Voordat sy uitroep en sê, Here help my. Wie wat doen die vrou? Sy val op haar knieë voor hom neer. Want sy sou nie krummels gesien het as sy op haar knieë neergeval het. Staande het sy net die brood gesien op die tafel. En staande het sy die brood gesoek, 'n stukkie van die brood, geestelik gesproke, vir 'n wonderwerk vir 'n kind. As jy dit vir Israel kan doen, Here, kan jy ook vir my kind dit doen. Dis wat sy gesien het, die brood geestelik gesproke op die tafel. Maar die Here wou nie vir haar die brood op die tafel gee nie, want die brood op die tafel was Israel se sin. Hy was Israel bedien met die brood wat God aan hom toe vertrou het. Hy kon dit nie vir haar gee nie. Maar sy het geweet, dat hy selfde brood het op die tafel, kan daar krummels op die grond val. Maar sy kon hy krummels in die hande kry nie, as sy nie bereid was om te kniel nie. Sy moes kniel, om daar die krummels onder die tafel raak te sien. Wie weet sien ons baie keer, die brood op die tafel. Ons bid vir die brood, ons soek die brood. Here help, ek soek die brood. Gee dit vir my, ons soek die brood. Wanneer kom jy na ons toe? Wat soek ons? Hoekom buig ons net 'n bietjie? Hoekom gaan ons op ons knie begin bid nie?
begin bid en die aangesig van die Here begin soek, dan sal ons die krummels sien onder die tafel, en die krummels onder die tafel kom van dieselfde brood wat op die tafel is, en die Here kan 'n krummeltjie vat en 'n wonderwerk in ons eie lewe doen. Wat doen jy? Jy sien, alles val nie in ons skoot nie. Hoe verkeerd gesê, alles val nie in ons skoot nie. Ergens op ons pad wil ons iets doen. Onthou die ander deels het hulle gepraat oor geloof. Het hulle iets gedoen, hulle het gereageer, hulle was daders van die woord, en hulle gereageer, daai vroukie wat so siek was, wat tuberkulose gehad, onthou jy die storie ek vertel het, sy het gereageer, en hy suurstoftent uitgeklim, op die grond, het sy haar voete neergesit, sy het haar klerekas toe gestap, en haar kleertjies gaan soek, het aangetrek, afgestap in die kombuis toe, en sy het haar ontbyt gesoek en begin eet, sy het iets gedoen, sy was 'n prys betaal, en dit wat sy gedoen het sy net van die Here gewys, Here, wat u woord sê, glo ek. Ons sit en ons wag alles in ons skoot moet val. Kom nou. Ek soek dit maar, dat dit my skoot val. Ek soek dit, Here, maak van die Here. Wat doen jy? Om aan die Here te wys dat jy glo dit wat sy woord sê is die waarheid. Wat het die vroukie gedoen? Presies wat ek nou vir jou sê. Sy is gebruik gewees om die krummels te aanvaar, sy is bereid gewees om haar knie te buig, hom te aanbid, maar dieselfde tyd was sy bereid gewees, as sy een krummeltjie kan kry, sal dit genoeg wees vir 'n wonderwerk vir haar dogter. Sy het 'n geloof in aksie geplaas. Sy, weet jy, ons ek hoef nie kan sê, ek sê 'n ware kind van die Here draai nooit sy rug op die duiwel nie. Jy doen dit nie. Jy veg die geveg. Jy weerstaan die duiwel, hy was jy onderwerp jou God, weerstaan die duiwel, en hy sal vir jou wegvlug. Jy veg die geveg. Ons is warriors, ons is geroepe kinders van die Here, dis wat die Here vir ons wag. Jy draai nie jou rug op die duiwel nie. Staan vas en sê, duiwel, jy het verloor, jy's 'n leienaar, jy's die vader van die is, en doen wat die woord sê, buig jou knie bietjie, begin bid en soek die aangesig van die Here, as jy 'n wonderwerk soek vir jou, of jou vrou, of jou kinders, of vir wie ook al, en begin die aangesig van die Here soek, ek kan jou waarborg, dat jy altyd gekyk het na die brood, die keer sal jy die trip, jou krummeltjie onder die tafel raak sien. En die krummeltjie sal vir jou genoeg wees vir die wonderwerk wat jy in die lewe soek. Is dit nie mooi nie? Laag buig, om die krummels uit te kom. It is our task to simply be empty. So He can fill us. It is our task to confess our filthiness so that He can wash us. It is our task to be less than nothing so that He can be more than everything to us. You're dark, yes Lord. But I will wag my tail, fetch, sit up, even beg for my master. You're a sheep, yes Lord, but sheep needs a shepherd. Wat ons doen sal niks. Zero. 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 Daar kom 'n dag in mens se lewe wat jy niks doen en jy's vas teen 'n muur. Jy staan op 'n kruispunt. Jy weet nie wat se kant toe om te draai nie. Jy weet nie na wie toe om te gaan nie. Die enigste uitkoms is om na Jesus te gaan. En met hom te gaan praat. Op jou knieë te gaan en dan self te gaan soek vir hy krummeltjie wat vir jou genoeg sal wees vir jou wonderwerk wat jy graag van die Here af verwag. Do something. Doen iets om het te bekom. Doen iets om het te gaan haal. Doen iets. As
Sy is bereid gewees om haar knieë te buig, sy is bereid gewees om neer te val op haar knieë en uit te roep na die Here toe sê, Here, help my. Vers 25 sê, daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. 3 woordjies wat vir haar deure oopgemaak het, wat vir haar openbaring gegee het, 3 woorde wat sy gebruik het, Here, help my, en Jesus Christus het op die einde van die dag vir haar gegee het wat sy soek, want aan die krummeltjie wat sy al vasgehou het, die Here gebruik om 'n wonderwerk in haar dogter se lewe te bewerkstellig. Luister, die 4de punt. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, kan jy respek wat hy toon vir die vrou? Hy sê, o vrou, o vrou, sy's 'n sondaar, sy's 'n heiden. En Jesus antwoord haar, o vrou, wat sal ons gedoen het? Ja, wat sal ons gedoen het? Hoe sal ons 'n sondaar antwoord? Hoe sal ons 'n sondaar nader? Hoe sal ons met iemand praat van 'n sondaar? Hy sê, o vrou, groot is jou geloof. Weer eens die geloof. Weer eens die geloof. Nie wat hy kan doen nie, maar omdat sy geglo het en hom vertrou het, en sy vasgestaan het op dit wat sy wou hê van Jesus af, het sy haar geloof vrygestel. Hoe groot is jou geloof? Luister wat hy sê. Laat dit wees soos wat? Laat dit wees soos jy wil hê. Nie soos ek wil hê nie. Laat dit wees soos jy wil hê. Wat is jou begeerte? Wat soek jy van Jesus? Kom nou mense. Hy gee jou begeertes van die hart, as dit ooreenstem met sy woord, sal hy vir jou gee. So hy sal vir jou gee dit wat jy graag wil hê. Laat dit wees soos jy wil hê. Haar begeerte was dat die Here haar kind sal aanraak. Haar begeerte was dat die Here haar kind sal vrymaak van 'n demoon. Haar begeerte was dat haar kind sal gesond word. Sy is besig wees om te sterwe. Haar begeerte was dat sy haar dogtertjie weer sal terugontvang, of dogter, maak nie saak wat sy was nie. Dit was haar begeerte gewees. Hy sê, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En ons sien dit baie keer nie raak nie. Wat soek jy van hom? Wat wil jy van hom hê? En die Bybel sê, en die dogter het gesond geword van daardie een af. Onmiddellik toe die woord spreek, en daar wonderwerk plaasgevind. Sê jy 'n krummeltjie wat sy vasgehou het, wat sy gesê het, sy sal 'n krummel vat, het onmiddellik 'n wonderwerk in haar dogter bewerkstellig. Onmiddellik het Jesus die wonderwerk aan 'n kind se liggaam gedoen. En ons Bybel sê, it will be done for you as you wish. Wat jy wens, wat wil jy graag van die Here hê? Luister. She could not call him father. She could not claim the privilege of a child. But she could call him master. Here meester. My Heer en my meester. And masters feed their dogs at least with crumbs. Is dit nie mooi nie? Is jy daarmee weg te stoot nie? Is jy daar om te sê, ek stel die belang nie? Is jy daar om te sê, ek wil jou gebed nie beantwoord nie? Maar die Here werk in sy seisoen
wat hy het, is daar 'n sekere tyd in die seisoen waar hy sekere dinge doen. In jou en my lewe. As ons sensitief is, sensitief genoeg as ek so stel, vir die tyd in die seisoen, dat wanneer dit aanbreek, ons dit kan vat, ons eie kan maak, kan hy wonderwerk in ons lewe kristalliseer. Daarom begin wat ek op die voorbeeld gee, in die seisoen van Israel. Die daardeur opgemerk in die kroniekeboeke, dat die 70 jaar, die tyd in die seisoen, verby was. En toe dit opmerk in die boeke, wat doen hy? Hy begin bid en vas, dat die Here sy woord gestand sal hou, dat die volk losgemaak en vrygemaak sal word. Iemand moes bid daarvoor. Iemand moes uitroep vir 'n wonderwerk. En Daniël het opgemerk dat die tyd in die seisoen het aangebreek, en baie keer gebeur die tyd in die seisoen in ons lewe, en ons mis dit heeltemal. Dan wil ons weg vir die volgende tyd wat aanbreek in die seisoen, in plaas van op die regte tyd te reageer vir ons wonderwerk en ons deurbraak. En dis wat hier gebeur het. Haar tyd in die seisoen was reg gewees, en sy het besef, as sy nie nou iets doen nie, gaan sy nie weer 'n kans kry nie. Sy gaan nie weer kans kry om naby Jesus uit te kom nie. Sy moet nou gebruik maak van die kans, en sy het besef, daar tyd in die seisoen, en dis hoekom sy gesê het, Here, ek is self bereid om die krummels onder die tafel op te tel. As 'n hondjie sal ek dit vat, een krummeltjie verby is genoeg vir die wonderwerk vir my dogter. Ja, mense. Ons verloor so baie in ons eie lewe. Om ons baie keer die woord van die Here nie verstaan nie. Die beloftes van God miskyk. We take it for granted. In plaas van om dit te vat vir jou. Dis joune, dis myne. Reeds vervul in Christus Jesus. Dit jou eie te maak. Sê Here, al is dit die brood wat aan ek gee nie om die brood nie, ek sal self die krummels vat, sodat jy my gebed beantwoord, en 'n wonderwerk in my lewe doen, of vir wie ook al bid, 'n wonderwerk in my persoon se lewe doen. Niks is by God onmoontlik nie. Dit wat onmoontlik is vir die mens, kan hy moontlik maak in ons eie lewe. Kan jy sê amen van my? Ek wil hier met hierdie woord vanmôre vat. As jy huis toe gaan vanmiddag met 'n tydjie op môreoggend, of wanneer die stilte tyd is, vir Here, dit is die Here. Ek het altyd staan en in die brood gekyk, dis my begeerte om te ontvang, gee vir my ook. Maar nooit kon dink, dat ek ook krummels uit die ou broodjies sal uitstel op die grond nie. Ek is bereid om my knie te buig, die aangesig van God te soek, om al die krummeltjies uit te kom. En ek kon in die krummels raak sien, ek het reg opgestaan, maar ek buig na my knie, en ek kom soek na die krummeltjies geestelik gesproke. Here, al kry ek net een van dit, een belofte, een inspraak van die Heilige Gees, gaan ek dit vat en ek gaan dit myne maak. En ek weet dat jy daai belofte 'n werklikheid kan maak in daai eie lewe. Sal jy dit doen in die week? Wat soek jy van die Here? Wat is daar met die Here wat jy moet graag wil doen, wat jy wil hê die Here moet in jou lewe doen? Wat is daar? Kom nou mense. Gaan soek daar jou krummeltjie om die tafel. Gaan soek dit. Vat dit. Here is my genoeg. Hierdie krummel in my hand, hierdie skrif in my hand, hierdie belofte in my hand is genoeg wat ek het. Ek weet is genoeg vir jy kan jy werklikheid maak in my eie lewe. Ek vertrou die Here om my krummel aan 'n volle werk te verander. Soek die krummels onder die tafel. Amen. Kom ons
ons staan. Enige persoon wat hier by die woord het vanmôre, enigeen, sê voel ek moet saam met u bid, of jy 'n versoekie, of jy wil proxy staan vir iemand kan die vinnig vorentoe kom, ons gaan ons bid en gaan ons aangaan. By die instelling is daar enigiemand wat